voor sy troon van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam Psalm 62 vers 1 en vers 5. Psalm 62 vers 1 en vers 5. Daarna doen ons saam belydenis van geloof. Gewis my siel is stil tot God, my redding kom op sy gebod, geen vyand hoef ek nou te dig nie, hy is my rotse skans vir my, hy sal my voetstap ook dan lei, wanneer ek nêrens meer kan vlug nie. En God is al my heil en eer, my sterke rots en keeweer. God is my toevlug in die lewe, vertrou op hom, o volk in smart, stort voor hom uit jou hele hart. God is 'n skuilplek hoog verhewe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broer en suster, lees asseblief saam met my die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.
Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 6 vers 1 en vers 3. Psalm 6 vers 1 en vers 3. Daarna wil ek vra dat u asseblief saam met my sal bid. O my o Heer, nie straf nie, wys my in toorn af nie, sien my genade gaan, laat in my teëspoede 'n al te strenge rode, my nie met gramskap slaan, my siel deur skrik bewoe, smeek om u mededoe, my hart keer om en om, en my verbrysing kla ek. O Heer, hoe lank nog vra ek, voor daar verligting kom. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, baie dankie dat u ons gebede verhoor het. Dankie dat u vir ons reën gegee het en dit in oorvloed. Dit maak die lewe vir ons moontlik. Baie dankie dat u vir ons sorg met alles wat ons nodig het. U gee vir ons dit waarvan ons lewe en u hou ons ook gesond. U gee vir ons ook geestelike gesondheid. Here, ons lewe is vol van alles wat u vir ons doen. U bestuur ons lewe. En wanneer ons dinge van u vra wat nie vir ons sal goed wees nie, dan is dit u wat weet om vir ons dit nie te gee nie. En u gee vir ons dit wat ons nie gevra het nie, maar wat u weet vir ons goed en reg is. Ons bid die Here dat u sal gee dat ons u sal lief hê en dat ons liefde vir u sal wys. In hierdie week wat ons dan ook besig is met ons voorbereiding met die oog op nagmaal, wil ons vra dat u deur die Heilige Gees ons elkeen weer onder die indruk sal bring van ons sonde, maar dat u ons ook sal lei in belydenis en bekering, en dat ons uiteindelik die sekerheid by u sal ontvang dat daar vir ons vergifnis van ons sonde is. Ons wil bid, Here, dat u in hierdie erediens met elkeen van ons sal praat, dat u woord helder en duidelik tot ons sal spreek. Gee dat ons nederig sal wees, dat ons sal kom soos kindertjies na die nagmaal toe volgende week, om gevoed te word deur ons Vader. Ons vra dit van u in u Seun se naam. Amen. Geliefde broer en suster, ons gaan saam lees uit die woord van die Here in Lukas hoofstuk 11. Lukas hoofstuk 11 vanaf vers 5 tot 13.
Dit is alles binne die konteks van die gebed en wat die Here leer van die gebed. En hy sê, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die wat van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal vir hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, om 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vraag en antwoord 116, waarom is die gebede vir die Christene nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor vra. Daarvoor dank, ekskuus. Geliefde broer en suster, dit is relevant dat ons praat oor gebed in die week voor ons gaan nagmaal gebruik. As jy wil weet hoe goed gaan dit met jou geestelik, dan moet jy bietjie kyk na jou gebedslewe. Jou gebedslewe is 'n baie goeie aanduiding van jou geestelike gesondheid. Jou gebedslewe is ook 'n baie goeie aanduiding van hoe gereed jy is om nagmaal te kan gebruik. En dit is nou so, dat dit nou uitgewerk dat ons in hierdie tyd nou ook kom by die deel wat handel oor die gebed. En ek kan dit seker op 'n baie formele manier behandel, maar ek sou graag nie wou nie. Ek sou werklik net graag vanuit die woord van die Here vir u wil wys wat die Here ons leer van gebed. U weet, dit verbaas my altyd, en ek is nou een van die mense met wie mense kom praat. En net gister, op pad na die begrafnis toe sê iemand vir my, dit is besig om in my vrou se lewe te gebeur, en ek het vir haar gesê, sy moet met jou kom praat. Want sy het gevra, met wie moet sy gaan praat? En toe sê hy vir haar, bo alle twyfel, is dit die regte persoon om mee te praat. En ek verstaan heeltemal wat daardie broer bedoel, en hy's reg. Sy kan gerus met my kom praat. Maar, dis belangrik dat ons ook verstaan, ek het nie die antwoorde nie. Ek het nie al die oplossings nie. Jy weet, ons praat met mense, wanneer ons siek is, dan gaan ons na 'n dokter toe. Wanneer ons 'n geestelike probleem het, of ander probleme in ons lewe het, dan is baie van ons se eerste plek waar ons stop, is by die predikant, en ons praat met hom, en ons hoor wat sê hy, wat staan in die Bybel. Maar ons moet besef, dit is mense met wie ons praat. Die eerste ding wat ons moet doen, is ons moet met God praat. En as ek met God gepraat het, en dinge met hom bespreek het, en ek is nie seker, ek weet wat hy vir my sê nie,
ja, dan dink ek gaan 'n mens ook en jy gaan praat met jou predikant. Jy kry ook lig en leiding van sy kant af en hy moet dan vir jou kan sê wat staan in die Bybel. Hy moet jou kan help om jou pad te kry. Maar die belangrike is dat ons beginne bid. Jy weet, nou is daar fout in die wêreld. En daar's baie foute in Suid-Afrika. En maar ons dink altyd ons moet met iemand gaan praat daaroor. Met byvoorbeeld ons wykse verteenwoordiger, as dit by die politiek kom, of met die een of ander amptenaar moet ons gaan praat. En die eerste ding wat ons eintlik moes gedoen het, is ons moes gebid het. Omdat ons nie bid nie, is die duiwel eintlik net besig om te doen wat hy wil. Weet julle hoe bang is die duiwel vir 'n gelowige wat bid? Want die oomblik as ons bid, praat ons met God en hy kan dit nie keer nie. En as ek dinge met God begin bespreek, dan beteken dit outomaties dat hy is diep in die moeilikheid. Hy en wie ook al hy gebruik, is in die moeilikheid. En daarom vrees die duiwel dit wanneer jy bid. Maar dan is dit ook waar, dat dit is 'n tragedie en 'n ramp wanneer jy nie bid nie. En nou ja, dis belangrik dat 'n mens elke dag bid. En ek weet nie of julle dit weet nie, en ek hoop julle weet dit, dat om te bid. Dit is nie die onderhouding van die wet van die Here nie, maar is eintlik jou gebedslewe. So as jy nie bid nie, dan sê jy eintlik vir God, ek is nie dankbaar nie. Dis baie belangrik om dis te bid. Dit wys vir God wat hier in jou hart aan die gang is. So 'n dankbare gelowige kan nie anderste as om te bid nie. Die wêreld kom met 'n leuen, en daai leuen klink so. En jy hoor hom veral by mense wat gevoel gebaseer is. Mense wat, ek sou sê, bietjie meer in die charismatiese beweging is. Hulle sal vir jou sê, ek sal bid as ek so voel. Jy gaan nooit so voel nie. Jy gaan nooit lus hê om te bid nie. Jy gaan net wel bid as jy in die moeilikheid is. En dit is nie noodwendig altyd nie. En dit is nie wat die Bybel sê nie. Dit is vir my verbasend hoe mense dinge glo wat nie eens in die Bybel staan nie. In die Bybel staan, en ek het die verse hier uitgelig vir julle in vers 9. In vers 9 sê die Here, as hy hierdie gelykenis vertel, sê hy, bid, jy moet bid. Dis 'n opdrag van God af aan jou. Dit het niks te doen met jou gevoel nie, en of jy lus het, en of jy wil nie. God sê vir jou, dit is een van die dinge wat jy moet doen. Ons Here Jesus is tog vir jou en vir my ons voorbeeld. Hoe het hy op aarde gelewe? Wel, hy het gedurig gebid. Hy het hom gedurig afgesonder van sy disippels en dan het hy gebid. En omdat hy so baie gebid het, het sy disippels op 'n dag by hom gekom en vir hom gesê, Here, leer ons hoe om te bid. Want hulle het agtergekom dat wanneer hy bid, is dinge anderste met hom. En hy het byvoorbeeld die lang hoëpriesterlike gebed, wat sy langste gebed is wat hy gebid het in Johannes 17, het hulle gehoor. En dit het hulle diep getref, waar hy bid vir sy kerk, ook vir ons vandag. Nou, hoekom bid 'n mens? Wel, ek bid, omdat ek God lief het. En bo almal, heel eerste, het ek God lief. En ek bid, want ek is lief vir hom. Ek wil met hom praat, soos wat ek met die persoon wat ek lief het wil praat, my eggenoot, wil ek ook met hom praat. En hy hoef my nie te dwing om met hom te praat nie. Net soos wat my eggenoot my nie hoef te dwing om met haar te praat nie. Want ek het haar lief.
So omdat ek God lief het, is dit eintlik die rede waarom ek bid. Dit kom uit my hart uit, dis die werk van die Heilige Gees. So, jy weet as jy nou sukkel in jou gebedslewe, dan moet jy vir jouself eintlik sê, ek moet weer gaan kyk na die suiwerheid van my liefde vir die Here. Daar kan dalk 'n probleem wees. En nou bid ek nie soos wat ek moet bid nie. Ek het dalk vergeet hoekom ek bid. Wat die eerste rede is hoekom ek moet bid. En net die Heilige Gees kan 'n mens help om dit reg te stel. Net die Heilige Gees kan daardie liefde in 'n mens se hart werk wat nodig is om werklik te bid. En as 'n mens bid, ja, ek doen dit definitief met my verstand. Dit is nie wat baie mense voorgee, hierdie ding wat net hier van uit my hart uit opkom nie. Dit is ook 'n verstandsaktiwiteit. Ek dink watter woorde ek gebruik. Ek konsentreer daarop om op 'n manier te bid dat God tevrede is met dit wat ek sê. Ek sê nie net enige ding nie. En ek praat baie met mense en dis baie populêr nou in Gauteng. Waar mense hierdie sogenaamde tipe van chanting gebede het. Wat hulle dieselfde ding oor en oor en oor en oor sê. 'n Frase wat hulle herhaal. Dit kom meer uit die Oosterse Christendom. Dit is deel van die Oosterse mystiek en dit is baie aktief by in die charismatiese beweging. Dit is nogal vir my kenmerkend van 'n mosaïek gemeente daar in Johannesburg, maar ook van ander. En dit laat baie keer gereformeerde gelowiges voel, wat is dit? Ek weet nie wat dit is nie. Nou die Here sê eintlik ons moet besop vir 'n ydelle herhaling van woorde. Om te bid is dood eenvoudig om in liefde en vanuit die liefde uit met die Here te praat. So, as daar so 'n sondige droogte op hierdie stadium in jou hart is, en jy weet dit, want jou gebedslewe is nie reg nie, dan lê die probleem by jou liefde vir die Here. Dis baie eenvoudig om net met die Here te begin praat. Jy kan dit regstel deur net te begin weer om met hom te praat, maar begin deur vir hom te sê wat het daar gebeur. Begin die pad te loop wat ons al oor baie gepraat het van berou en bekering en belydenis en vergifnis. Loop daai pad. Sê vir hom, waar was jy ontrou? Jy moet bid. Want dit is die asemhaling van jou siel. Nou ek wou gesê dis Calvynse woorde, maar ek het onlangs iets gelees wat my laat dink die hervormers het dit gebruik in die algemeen en dat Luther dit ook gesê het ek ook dit gelees. Nou is ek nie seker wie dit nou eerste gesê nie, maar Calvyn is baie bekend daarvoor dat hy gesê het jou siel moet asemhaal en jou siel is wie jy is. En as jy nie bid nie, dan haal jou siel nie asem nie. Wil jy probeer om 'n bietjie jou asem vir my op te hou so vir die volgende 2 minute, julle kinders. Jy kan probeer, ek sê nie jy moet nie. Maar iets gaan gebeur en dit is jy gaan omkap. Nee, en jy gaan omkap want jy moet asemhaal, jou liggaam moet asemhaal. So dis dieselfde met jou siel, as jy nie jy eintlik nie anders te kan as om te bid nie. Daar's baie tekste wat ek jou op kan wys wat sê ons moet bid, byvoorbeeld Psalm 50 vers 14, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Dan Lukas 11 vers 7, ekskuus. Daai woord bid, ek wil net dit vir u sê, ekskuus tog, nie die woord bid nie, maar ook bid, soek en klop, al daardie woorde, bid, soek en klop. En ek wou dit eintlik nie gesê het nie, maar ek moet dit nou maar sê terwille van my eie gedagte staan in 'n baie spesifieke vorm geskryf. Dit staan in die presens imperatief en negatief. Dit beteken dis in die huidige tyd, dis 'n bevelvorm wat aangaan.
So, wat sê die Here? Hy sê, hou aan vra. Daar staan net vra in die Afrikaans, maar eintlik staan daar, hou aan vra, hou aan soek, hou aan klop. Dit is, jy kan dit so sê, net met die vormpie van die woord. So, as die Here het waarskynlik Aramees gepraat, en soos wat hy dit gesê het die skrywer, Lukas, dit toe gaan neerskryf in daardie spesifieke vorm van die Griekse werkwoord, wat sê, dis 'n voortdurende handeling wat gaan aanhou. En dan, wat sê hy daarmee? Met hou aanvra, hou aansoek, hou aanklop. Presies wat hy met die gelykenis sê. Ons bid so vir 'n rukkie oor iets en dan kry ons dit nie dadelik nie en dan sê ons vir onsself, ek dink ek moet nie meer hieroor bid nie. Ek dink die Here wil dit nie vir my gee nie, ek dink ek moet net stop. En die Here sê, ek het jou die eerste keer gehoor, maar dit is nie my wil dat ek jou die eerste keer gee wat jy vra nie. Jy moet eers 'n pad loop. En daarom gebruik hy hierdie praes imperatief en negatief. Hierdie hou aan vra, hou aansoek, hou aanklop. Nou, as hy dan die antwoord gee op vra en soek en klop, dan gebruik hy nie weer dieselfde vorm van daai werkwoord nie, maar hy gebruik nou 'n ander vorm van die Griekse werkwoord. Nou gebruik hy 'n futurum indicatief in 'n passief. En wat dit is, dit sê eintlik in die toekoms kan jy weet, dit sal. Dis ongelooflik. As die Here sê, en hy sê, dit sal in die toekoms vind. En as jy klop, dan sal dit in die toekoms, as jy vra, sal jy ontvang. In die toekoms, as jy soek, sal jy vind. As jy klop, sal oopgemaak word. Nou, mense moet liewers nie daardie vorm van die werkwoord gebruik nie. Daardie futurum in die werkwoord wat so duidelik sê wat in die toekoms sal gebeur nie. Want ons beheer nie die toekoms nie. Maar God kan. God kan vir jou sê, vra, hou aanvra, hou aansoek, hou aanklop, en jy sal sien. Jy gaan ontvang, jy sal vind, die sekerheid lê in God, in wie hy is, en wat hy kan doen, dat hy die Almagtige is. So, ja, die Here Jesus is ons gebedsmiddelaar wat besig is om met ons hier te praat en ons te leer, en hy sê, doen dit so, en julle sal vind, julle gaan geantwoord word. Hy is die een wat ons gebede na die Vader toe vat, en vir die Vader vra, Vader, verhoor hierdie kind van u, en op grond van wat ek gedoen het, en ons ontvang. Dis geliefde broer en suster, ons het baie goeie rede om vir die Here te vra, Here, leer ons bid. En dis wat ons hoop om te doen in hierdie weke wat kom. Nou, party mense sê, ek kan nie eintlik verstaan dat ek moet bid nie, want dit wat ek van God weet, maak dit eintlik onnodig dat ek moet bid. God is dan alwetend. God weet wat ek dink nog voordat ek het gedink het, so hoekom moet ek bid? Hy weet dan wat ek gaan vra, hy weet wat ek nodig het. Dit is mos dan nou heeltemal onlogies om te bid, want God is alwetend. Jy sien, die oomblik as mense dit vir my sê, dan verraai dit iets verskriklik belangrik van hulle gebede. Dit beteken hulle dink dat hulle gebede is om vir God dinge te vra. Hulle het nog nie so ver gedink, dat dit is nie waaroor jou gebed gaan nie. Jou gebed gaan nie daaroor dat jy vir God goed vra wat jy dink jy nodig het. Dan het jy nog nooit verstaan nie. En dis hoekom jy nie kan verstaan dat die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe is nie. God het vir ons die gebed gegee sodat ons hom kan dank en kan loof en kan prys en kan verheerlik in die eerste en in die laaste plek. Dink aan die psalms, wat meeste van hulle is gebede.
En as jy gaan kyk na 'n Psalm, as jy hom lees met huisgodsdienst, het hy 'n lofgedeelte waarmee hy begin en 'n lofgedeelte waarmee hy afsluit. So dit sê vir jou, jy het die punt gemis. Dis miskien hoekom jy ook opgehou bid het want jy het nog nie verstaan dat 'n mens eintlik bid om God te loof en te prys en te verheerlik nie. So ja, dit is belangrik, al is God alwetend. Dit gaan nie daaroor dat jy net vir hom 'n klompie goed wil vra nie. 'n Ander redenasie wat mense het, is hulle sê, maar God is onveranderlik. So wat help dit ek bid? En hier kom die Here Jesus nou met my gebed by die Hemelse Vader aan. En hy vra, Vader, verhoor vir so en so, dis nou jou naam. Hy vra, of sy vra dit in my naam. Wat is die waarde van my gebed? Want die Vader het 'n raadsplan en sy raadsplan is onveranderlik. So my gebed beteken wat? Jou gebed het groot waarde en betekenis. Dit sê in die eerste plek vir die Vader wat? As die Here Jesus daar elke dag met jou gebed aankom by die Vader, dan sê dit vir die Vader, jy het hom lief. Jy praat met hom. Jy gee om vir hom. Dis die belangrikste. Dis die heel belangrikste. So ja, hy het 'n vaste raadsplan maar hy wag ook vir ons gebede. Hy wag ook, dink jy het vir een oomblik nie daaraan gedink dat jy moet bid vir iets nie, voordat hy dit vir jou wil gee nie. Daardie geweldige droogte in Agab se tyd, het hy net gewag vir die gebed van Elia, voordat hy die droogte breek. Gaan lees daar die openbaringsgeskiedenis. So ons gebede is dikwels die skakels wat hy in mekaar sit in ons lewe, om sy raadsplan in vervulling te laat gaan. Ons lees ook byvoorbeeld in die Bybel dat daar word gesê dat God het spyt gekry. En ja, my teologie en my dogmatiek kan dit nie voluit verstaan nie. En ek kan nie vir jou antwoorde gee nie. Maar ek weet dit staan daar. En die Here sê, bid ten spyte van die feit dat jy dink ek is onveranderlik. Hoe weet jy in elk geval wat my raadsplan vir jou lewe is? Dink jy weet? Jy kan nie weet nie. So hoe weet jy wat jy nie behoort te vra nie? Of behoort te vra nie? Net op grond van wat die Here vir jou sê, hierdie goed is nie nodig om te vra nie. Maar ek kan nie die raadsplan van my hemelse Vader ken nie. So ek moet ook nie maak asof ek weet, en daarom bid ek nie, asof ek kan weet wat God wil hê en wat hy nie wil hê nie. Ons weet nie, daarom bly ons bid. Goed, dit is die belangrikste deel van ons dankbaarheidslewe. Ek wil maar net weer eens sê, dit beteken nie, jy moet nou ewe skielik die wet van die Here nie meer gehoorsaam nie. Jy weet, die wet van die Here, ons het nou weke gespandeer aan die wet van die Here. Dis ook belangrik dat dit wat jy in jou hart het en dit wat jy bid, moet ook in jou lewe uitkom. Jy moet lewe op 'n sekere manier, dit loop saam. Hoe jy bid, bepaal hoe jy leef. En hoe jy leef, bepaal hoe jy bid. Hier is 'n interafhanklike verhouding. Die twee goed loop saam. Maar, dit is so. Ons lees, en ons vind dit ook in ons belydenisskrifte, dat daar word vir ons gesê, die belangrikste deel van dankbaarheid is bid. En daarom, ek sal nogal gereeld as ek huisbesoek doen, sal ek vir mense vra met huisbesoek, hoe gaan dit met julle gebedslewe? En baie keer antwoord hulle my nie, en nie 'n antwoord nie is ook 'n antwoord, want dan weet ek, het gaan nie so goed nie. Of hoe gaan dit met julle kinders se gebedslewe? Is julle nog besig om julle kinders te leer hoe om te bid, en hoor hulle by julle hoe 'n mens moet bid? Want dit sê eintlik vir my wat? Dit sê vir my geestelik, hoe gesond is daardie gesin? As hulle vir my sê, nee, dit gaan nie goed nie, dan weet ek, dit gaan nie nou geestelik goed met daardie gesin. Daar's 'n probleem. En die ouderlinge kan ook daardie tegniek gebruik.
En dan moet 'n mens weer begin by die begin en dalk met mense praat oor hoekom jy bid. Jy bid omdat jy God liefhet. Dis waar jy moet begin. Onthou jy hoe lief het jy hom gehad toe jy net belydenis van geloof gedoen het? Wat jy alles vir hom wou gedoen het? Wat jy gehoop het om in die lewe te bereik vir hom? Nou ja, gaan weer terug na daardie punt toe. Want hy het jou nog steeds lief, al het jy so 'n bietjie begin slap lê in julle verhouding. Hy het nie. Waarvoor moet ons bid? Die Here sê, hy gee graag aan ons sy genade en sy Heilige Gees. Wat het ek die meeste nodig? Kos? Klere? Geld? Nee. Die belangrikste wat ek nodig het elke dag van my lewe is God se genade. Ek lewe net van sy genade. Gister het ek nou iemand begrawe met Joshua 24. En in daardie verbondsvernuwing kom die Here en dan sê hy vir die volk, ek het dit vir julle gedoen en dit vir julle gedoen, en dan vertel hy nou hulle geskiedenis vir hulle, byvoorbeeld hoe hy hulle deur die wildernis en woestyn gebring het tot in die beloofde land in, nê. En die hele tyd, maar die Here gaan nou in al die besonderhede in. Sê hy vir hulle, ek het al hierdie dinge vir julle gedoen en ek doen nog steeds vir julle al hierdie dinge, want dis die hoofstuk waar Joshua doodgaan. So wat is dit? Hierdie goed wat in ons lewe gebeur, hierdie dinge wat in ons lewe regloop. Al maak ons lewe draaie en al is daar dinge wat ons nie verwag het, ons lewe nog steeds reguit en loop deur. Wat is dit daai? Dis die genade van God. Ek en jy is niks sonder hom nie. As hy nie in die oggend my hand vat en hy gaan die dag saam met my deur die dag nie, dan gaan die dag my wen. Mense sal my onderkry. Of situasies sal my totaal oorweldig. Maar omdat die Here kom en hy vat my hand in die oggend, en ek beleef dit spesifiek wanneer ek daar met my Bybel gaan sit en ek lees en ek bid, dan kan ek beleef ek voel ek, hoe vat hy my hand? En hy loop saam met my. Dis genade. Dis hoe ek aan die einde van die dag kom en vanaand kan gaan slaap en rustig kan gaan slaap om die volgende oggend wakker te word. Dis die genade van God. Dis die belangrikste ding in my lewe. En die genade van God is natuurlik, wie is dit wat my hand vat? Dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat nou woon en werk in my en wat nou aktief is en werksaam is. En as jy gaan luister na ons belydenis, sê ons belydenis dit. Ons bid eintlik vir die deurwerking van die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees kan vir my as 'n predikant baie maklik 'n stukkie dogmatiek word. En ek het dit nou presies nie gesê. Ek het julle nie nou begin al die ingewikkelde aspekte van die Heilige Gees in terme van my teologie en my dogmatiek beginne leer nie. Ek het dit vir julle op 'n kinderlike, eenvoudige manier gesê wat ek voel, wat ek beleef. Ken jy dit? Hoe dat die Heilige Gees jou as dit ware aan jou hand vat en sê kom. Jy hoef nie bang te wees vir hierdie dag nie. Jy hoef nie bang te wees vir die dinge wat jy nie weet wat gaan gebeur nie. Kom ons stap saam deur hierdie dag. En dis waarvoor ek bid. Dat die Here nooit sy genade en sy Heilige Gees van my af sal wegvat nie, maar altyd in my lewe sal hou en dat hy my sal begelei. Ek sê nie jy moenie met mense praat nie. Maar wat help het jy praat met al daardie mense? Of dit nou jou dokter, jou dominee, jou onderwyser of wie ook al is die eerste en die belangrikste ding nie wat ons moet begin doen om met God te praat nie. Om met hom te praat oor dit alles nie, oor die dag wat voor lê. En is die belangrikste nie om te sê ek bid omdat ek U liefhet nie. En ook om te sê uiteindelik Here, vat net my hand. Vat my hand en moenie my hand los vandag nie. Dis hoe eenvoudig dit is. En ek bid Here, want ek het U lief en ek is dankbaar. Amen. Kom ons sing saam.
Psalm 123 vers 1 en vers 2 en al hierdie psalms het betrekking op hierdie vrae en antwoorde. Psalm 123 vers 1 en vers 2. Ek lees vir u broer en suster. Ek weet nie, my klank is vir my bietjie stil, bietjie sag. Matteus hoofstuk 6 vers 5 tot 14. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Vraag en antwoord 117, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebede, hoewel ons dit nie verdien nie,
tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy ons geleer het. Geliefde broer en suster, ek dink as ek vir jy sou vra, bid jy genoeg, dan sou jy dalk vir my gesê het te min. En as ek vir jou sou gevra het, leer jou kinders hoe om te bid, sou jy dalk ook gesê het, ek dink in alle eerlikheid dalk te min. Ons weet dit. Die groot vraag is nou, gaan ons iets daaraan doen? En ek hoop werklik dat wanneer u ook na hierdie preke geluister het en hierdie reeks van preke volg, dat u weer by die punt sal kom dat u kan sê, maar dit het werklik daartoe bygedra dat ek weer bid en dat ek moeite doen om ook my kinders te leer om te bid. Ons bely dat ons moet reg bid sodat ons gebede vir God aangenaam kan wees. Die vraag, sal 'n mens sê, is nogal vreemd. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Kom ek sê dit vir die kinders, eenvoudig. Hoe moet 'n gebed wees wat vir God reg is? Of wat vir God, kom ons sê dan nou maar, lekker is en deur hom verhoor word? So die veronderstelling is, jy kan verkeerd bid. En dan gaan jy onmiddellik mense kry en vir jou sê, nee, maar dit is nie waar nie. 'n Mens kan nie verkeerd bid nie, jy moet net bid. Nee, jy is verkeerd. Jy kan verkeerd bid. Jy moet ook reg bid. En dit is het, hoekom dit so belangrik is, dat ouers hulle kinders moet leer om reg te bid. Want as jy verkeerd bid, kan jy nie verhoor word nie. Dit is vir God eintlik onaangenaam as jy verkeerd bid. Ons het 'n voorbeeld van 'n tyd in Israel se geskiedenis waar die mense gedink het, en dit is 'n oortreding spesifiek van die tweede gebod, dat dit maak nie saak hoe hulle en wat hulle doen nie, solank as wat hulle ietsie doen om God tevrede te stel. En dis in die tyd van die profeet Amos. En dan kom die Here en hy sê vir hulle iets absoluut skokkend. Hy sê vir hulle deur Amos, ek versmaad julle feeste en het geen welbehae in julle feestydde nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Hoekom nie? Want hulle het die goed gesing wat hulle wil sing. Hulle het die goed gebid wat hulle wil bid. Hulle het dit gedoen op hulle manier. As jy eie wys wil wees, as jy wil eie wys wees en dit doen op jou manier, dan gaan jy vasloop. Dis nie God se manier nie. Dis nie wat hy van hou nie. Wie is God? God is tog bokant ons verhewe. Hy sê vir ons wat hy wil hê en hoe hy daarvan hou en ons val daarbey in. Dis nie ons wat besluit wat ons wil doen nie. Mense sê ja, maar die Heilige Gees lei my. Die Heilige Gees sal jou nie lei om eie willig te wees en te doen wat jy wil hê en waarvan jy wil hou, waarvan jy hou nie. Jy kan nie dit oor die boeg van die Heilige Gees lei my en nou doen ek soos wat ek dit wil doen nie. Dan is jy in stryd met 'n ander deel van die woord van die Here, dis die tweede gebod. Jy mag nie die Here jou God dien deur 'n afbeelding te maak nie. Mag ek hier 'n beeld van die Here Jesus kom in die kerkie voorsit, want ek het lus? Nee, ek mag nie. Dit is eie-willige godsdiens. Dis dieselfde met jou gebedslewe of met dit wat jy sing. Dis wat die Here hier vir hulle sê in Amos 5 vers 21 tot 23. En o ja, dit wat jy sing is dikwels ook gebede, nê? Het u dit geweet? Daarom al sing jy ons dit swaar en 'n bietjie moeilik, dis nog steeds 'n gebed wat ons sing. En jy kan dit opreg sing vanuit jou hart uit. Nee, dit gaan nie oor hoe hard jy dit sing nie. Dit gaan oor hoe met watter hartsgesindheid jy dit doen. Jy sien, hierdie mense in Amos se tyd het in gewoonte godsdiens verval. Ek doen dit maar soos wat ek dit altyd doen. Ja, ek het ook 'n roetine. My vrou weet dit al. Ek staan 'n sekere tyd in die oggend min of meer op
Ek gaan sit met 'n koppie koffie daar buitekant en ek lees omtrent vir 'n halfuur tot 'n 3 kwartier my Bybel. En ek oordink dit en ek bid daaroor. Daar's 'n mate van 'n gewoonte daar, maar dis nooit dieselfde nie. Ek sal baie keer vir haar kom vertel wat ek gelees het. So Jakobus, die Here se broer, praat ook van reg en verkeerd bid. As julle nou gedink het ek is nou van die merk af. Jakobus skryf, hy sê, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en dan maak julle rusie en julle beklei. Julle kry nie omdat julle bid nie. In die eerste plek het hulle nie gebid nie, in die tweede plek, as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig hê. Daar staan dit in die Bybel. Omdat julle verkeerd bid, so jy kan verkeerd bid. Dis nie maar net van bid nie, dis Jakobus 4 vers 1 tot 3. Dis 'n kwessie van reg bid. En nou wil ek vir jou vra, is jy besig om jou kind te leer om reg te bid? Of dink jou kind, gebede is net daar om vir God goed te vra? Of is jy regtig besig om jou kind te leer om te bid? Ek doen die moeite in die katkesasie om die kinders te laat bid, sodat ek hulle kan help om reg te bid. Want kan jy dink wat 'n ramp is dit? As jy die lewe ingaan, en die belangrikste ding in jou lewe, een van die belangrikste dinge in jou lewe, bid, doen jy verkeerd. En jy het dit verkeerd geleer van kleins af. En nou moet jy die lewe ingaan, maar jy bid nie reg nie. Jy's nooit reg geleer nie. So, wat help al die grade in die lewe, of al die ambagsopleiding in die lewe, en jy kan nie bid nie. Jy bid verkeerd. Wat 'n ramp. Hoe gaan jy ooit in jou lewe vooruit kan gaan? En daarom moet ouers, wanneer hulle hiervoor kom staan om 'n kindjie te doop, is een van die belangrike goed wat hulle sê, Here, ons beloof, ons sal ons kind leer om reg te bid. En ek seker, u kan dit sien, u kan verstaan. Goed, so daar's 3 dinge wat 'n mens moet doen as jy reg wil bid. Jou gebed moet waar wees, dit moet ootmoedig wees, met ander woorde baie nederig wees, en jy moet in die geloof bid. Jou gebed moet waar wees. Die Here Jesus, as hy ons die Onse Vader lees, dan sê hy, so moet julle bid. Hy probeer nie sê, jy moet net die Onse Vader bid nie. Nie so lank terug nie, lees ek oor, bestudeer ek Martin Luther se gebede. En dis vir my opvallend gewees, dat hoe 'n groot gedeelte van Martin Luther se gebede het altyd afgesluit met die Onse Vader. En jy kan dit doen. Maar dit is nie nodig dat jy net altyd die Onse Vader byvoorbeeld bid nie. Jy kan ook vrye gebede bid. Vrye gebede is die wat ons die meeste bid. Met ander woorde wat ek bid, wat ek oortuig is van wat ek moet vra. Jy kan dit natuurlik ook beplan. Wat jy vir die Here gaan vra voordat jy begin. Maar die Onse Vader is bedoel as 'n modelgebed aan die hand waarvan ons gebede kan inrig. Met ander woorde, daar is eers die 3 bedes wat die dinge kom wat vir God belangrik is. En dan kom die 3 bedes wat dinge is wat oor my lewe handel. En dan is daar weer 'n deel wat ek aan God die eer gee, waarmee ek my gebed afsluit. En ja, as jy nie geweet het nie, geliefde broer en suster, luister mooi wat sê die Here Jesus vir die Samaritaanse vrou in Johannes 4 vers 23. Hy sê vir haar dat deel van die gebed en waarheid is om die Vader te aanbid. Hy sê dit. Hy sê dit ook in die Onse Vader. Hy sê nie bid in my naam nie. Die woorde vir die Samaritaanse vrou klink so, maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Die Vader in die Gees en in waarheid sal aanbid. Die eerste woorde van die Onse Vader is ons Vader.
Nie ons Here Jesus nie. Dis verkeerd. Ek kan dit vir julle reguit sê, dis verkeerd. Daar is nie 'n enkele voorbeeld in die Bybel daarvan nie. Ons Vader, waar is die Here Jesus? Ek vra dit vir 'n student na aanleiding van 'n preekeksaminering in die week wat verby is. En hy sukkel om uit te kom by Jesus is in die woord ons. Eerste persoon meervoud. Die Here Jesus is besig om ons die gebed te leer. Dis hy wat sê, dis nou ook jou Vader. Hy het jou Vader geword. Hoekom? Want ek het vir jou dit moontlik gemaak dat hy jou Vader kon word. So ons moet die Vader aanbid om God in waarheid te aanbid. Het jy geweet, daar is 'n verskil in die weergawes van die Onse Vader in die Bybel. Hoekom? Want die Here het by verskillende geleenthede vir sy disippels die Onse Vader geleer. Die eerste geleentheid wat ons van weet is in sy bergpredikasie. Daar is 'n weergawe wat hy vir sy disippels leer. Dan was daar minstens 'n tweede geleentheid by 'n onbekende plek, nie op die berg nie, waar hy weer sy disippels dieselfde gebed gegee het, maar daar is 'n mate van 'n variasie. Hoekom is daar 'n verskil? Die Here doen dit met opset sodat ons moet weet, dit is nie net die Onse Vader wat ons moet bid nie. Ons gebruik dit as 'n model. Dus geliefde broer en suster, gaan dink weer oor of u God in waarheid aanbid en of u ook u kinders die waarheid leer en maak die nodige regstelling. Ek wil vir u sê, wees baie versigtig om agter die massa aan te bid, of die patroon van die massa te volg, of hierdie professor en daardie dokter en hierdie dominee. As hy nie die Vader aanbid nie, die Bybel is baie duidelik hieroor. Daarom aanbid ons die Vader. En gebed is nie 'n avontuur nie. 'n Avontuur wat ek daarmee bedoel is, jy weet nie wat volgende gaan gebeur nie. Om elke hoek en draai is daar vir jouself 'n verrassing nie. 'n Mens dink oor jou gebede, dis ook 'n verstandsaktiwiteit, soveel as wat dit 'n hartaktiwiteit. Roep God van harte aan. Dit was die probleem in die tyd van Amos. Hulle het God nie meer van harte aangeroep nie, hulle het nie meer onder leiding van die Heilige Gees gebid nie. Juis die Heilige Gees, broer en suster, is ons grootste troos as dit kom by ons gebede. Die Gees staan ons ook by in ons swakheid. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Romeine 8 vers 26. Die Heilige Gees lei my nie net in my gebede nie, die Heilige Gees tree daarin waar ek in my gebede kort kom. Dus hartsgesindheid is baie belangrik. Ek bid vanuit die punt dat ek weet ek is in die nood. Ek het elende in my lewe. Mense het deesdae die manier om te bid dat hulle dink, hulle staan wanneer hulle gelowiges geword het. Hulle is op 'n punt in hulle lewe dat hulle, soos wat die teoloog in die vorige eeu Kuitert gesê het, ek en God is nou verbondspartners. Ek en God staan op dieselfde vlak. Ek neem en ek claim nou. Ek sê wat ek wil hê en God gee dit. Jy het 'n totale verkeerde godsbeeld as jy dink dit is wie God is. Ek en jy praat met God en ons begin met hom praat oor ons sonde. Juist sodat ek hier van onderaf begin waar ek klein is, waar ek sê, Here, ek weet ek is 'n sondaar en daarom sluit ek dit ook altyd by my gebede in om met hom te praat oor my sonde en my elende. En vra ek vir hom, Vader, vergewe my sonde. En ek bely dit ook teenoor hom, en as dit nodig is, op die sonde af. Dink aan Daniël se gebed, en ek wil vir u vra om dit te gaan lees in Daniël 9. Daniël het nie eers self bygedra tot die ellende wat veroorsaak het dat hulle in die ballingskap beland het nie. En tog, wanneer Daniël aan die einde van sy lewe as 'n profeet, die sonde bely sodat hulle uiteindelik kan terugkeer uit die ballingskap, dan sluit Daniël homself volledig daarby in. Hy sê, Here, hierdie ellende het oor ons en oor ons konings en oor ons leiers en oor ons familiehoofde gekom, omdat ons teen u gesondig het.
Jy dink, Daniel, maar jy was 'n bogkind toe jy in die ballingskap ingegaan het. Hoe kan jy sê, omdat ons teen u gesondig het? Want hy weet, hy verstaan hoe benader 'n mens vir God. Die laaste punt, broer en suster, is ons moet gelowig bid. En eintlik gaan ek net hier praat van een woordjie. Dis die woordjie amen. Met die woordjie amen sê 'n mens eintlik, dit is vas, dit is seker, ek is oortuig, u luister na my. Ek bid nie maar net om 'n klomp woorde op te sê nie. Dis nie net vir my leefwoorde nie. Ek bid want ek glo u is daar. Ek glo u staan en u luister na my. En u gaan my antwoord op u tyd en op u manier. Ek praat nie hier met niemand nie. Ek praat met u. U is iemand en u is daar. Dit is wat dit beteken om gelowig te bid. Die Here Jesus sê, dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Nou kom mense en hulle sê, jy het nie gekry nie, jy het nie gesond geword nie, want jy het nie geglo nie. Ek is altyd verbaas dat ek sulke mense ontmoet wat die raadsplan van God in ander mense se lewe ken. Hulle weet blykbaar wat God dink en wat God besluit. Ek weet nie, maar so sê hy dit nooit vir my nie. Hy sê nooit vir my wat presies in jou lewe moet gebeur nie. Maar daar's blykbaar mense wat dink hulle weet. En dan sê hulle nog, maar jy het nie goed genoeg geglo nie. En daarom het jy dit nie gekry nie. Dit is nie wat die Here bedoel. Die Here bedoel, bid werklik met 'n vaste oortuiging dat God jou hoor en dat God vir jou goed is en dat God vir jou dit sal gee wat vir jou goed is, maar ook vir jou dit sal gee wat jy gevra het wat 'n fout. Nie vir jou sal gee dit wat jy gevra het wat 'n fout is. Vertrou hom en berus in hom. Dis wat hy bedoel. Ek wil u aanmoedig, broer en suster, dat u almal moet bid. Dat u moet in waarheid bid, dat u nederig moet bid en dat u gelowig moet bid. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat u ons onderrig deur u Seun oor wat 'n gebed moet wees. Gee dat ons daarna sal luister, sodat ons op so 'n wyse bid, dat ons u verheerlik, dat u tevrede is met die wyse waarop ons met u saamleef en die verhouding wat ons lewe is. Ja, Here, u weet dat ons u liefhet en daarom praat ons met u. Ons bid, Here, dat ons heel konkreet elke dag voor u op ons knieë sal gaan en u sal aanbid. Dat ons in hierdie week wat ons ingegaan het nou voor nagmaal, nie net voortdurend vir die dinge sal vra nie, maar dat ons 'n punt daarvan sal maak om u te dank, om u te loof en om u te aanbid. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Geliefde broer en suster, ek herinner u daaraan, dit gaan nie 'n lang vergadering wees nie, dat u, nadat ek gesê het amen, net weer die sitplekke inneem, dat ons net met u vinnig gesels oor die finansies, ons gaan dit regtig baie kort hou,
Psalm 145 vers 10 tot 12. Die Heer is regeer al sy weg en werk, sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Hy is naby die siel wat tot hom sug, hy troos die hart wat skryf tot hom vlug. Hy gee die wens van almal wat hom vrees, op hom geroep wil hy 'n redder wees. Sy hand verdelg die goddelose maar, die wat hom lief het, sal die Heer bewaar. Maar nou my siel, waar eindig ooit God seer? Nog sal ek uitroep, lof, lof aan die Heer. Dat alle vlees vir ewig en altyd sy naam verhef so hoog in eerlikheid. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Nico en Ters, as julle net gou na vore sal kom. Broer en suster, ek gaan